Ek gaan vir hulle Frans gaan uit Lukas uit lees vanoggend, Lukas 8 vers 1 tot 15 en ek wil hê jy moet baie mooi luister. Ons gaan dit speel dat jy na die hele storie kan kyk, want dis die voorbeeld wat Jesus kom en hy vertel 'n gelykenis vir sy disippels en vir die mense wat daar om staan en hy vertel van die saaier wat saad saai en ek dink almal van ons het dit al gehoor, die saad wat op verskillende gedeeltes val. En dan eindig Jesus dan sê hy of hulle vra vir hom, maar wat probeer hy nou eintlik vir hulle sê? En dan verduidelik hy wat daai gelykenis regtig beteken en hy begin deur te sê, hy wat 'n oor het laat hom hoor. En dan sê hulle nee, ons verstaan glad nie. Dan sê hy, okay, kom ek verduidelik gou vir julle baie mooi. So dit kom uit Lukas 8 vers 1 tot 15 in die ou vertaling. Kom ons luister. Lukas Hoofstuk 8. En daarna het hy die een stad en dorp na die ander deurgereis en gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En die 12 was saam met hom. Ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes. Maria wat Magdalena genoem word, uit wie 7 duiwels uitgegaan het. En Johanna, die vrou van Gusa, 'n bestuurder van Herodes, en Susanna, en baie ander wat hom almal met hulle besittings gedien het. En toe daar 'n groot menigte vergader, en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai, en toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap, en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis tog? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe, en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Dis die gedeelte van die saaier en wat Jesus eintlik van praat is, hy praat eintlik van 4 verskillende harte. Hy praat van die 4 verskillende harte van mense wat daar is as dit by die woord van God kom. Het sê dit is wanneer jy dit lees, wanneer jy dit hoor, wanneer jy een of ander 'n gedeelte sien of iets. Hy praat van hoe mense dit opneem, aanvaar, hoe hulle dit ervaar in hulle lewens. En die enigste manier hoe jy dit kan doen, en daar's meer as een gedeelte daarvan wat hy sê om die woord van God in jou hart te bewaar. En ons gaan vanoggend na daai 4 harte kyk. Nou moenie bekommerd wees nie. Jy mag een van daai 4 hê of jy mag dalk al 4 van hulle hê. So moenie in jouself begin twyfel nie, maar ek wil vroegtydig vir jou sê, jy gaan verseker so 'n bietjie dink vanoggend. Jy gaan verseker 'n bietjie dink, wat doen die woord van God met jou? As jy die Bybel hoor, as jy die woord van God hoor, wat doen dit vir jou? Dit mag jou dalk inspireer en opgewonde maak. Ander kere mag dit jou dalk laat wonder. Ander kere mag dit jou dalk, ek wil amper sê, laat begin bekommerd raak.
Miskien laat dit jou twyfel. Miskien hoor jy dit, maar jy weet nie regtig eintlik wat hy sê nie, so jy gaan maar net aan. En dis waarvan Jesus daar praat. Hy probeer vir die mense vra, hoor jy regtig wat ek sê? Wat gebeur in jou hart wanneer jy die woord van God hoor? Doen jy dit, lees jy Bybel, luister jy dagstukkies net omdat dit vir jou mooi is, of doen dit regtig iets aan jou? Dis hoekom hy sê, hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hulle sien, maar hulle sien nie. Jy hoor die woord van God, maar jy hoor dit eintlik nie. As jy met jou kind praat, dan sê jy, dit gaan by die oor in en by daai oor uit. Dit steek nooit vas nie. En dis presies wat Jesus sê, hom bekommerd maak wanneer dit by die woord van God kom. En ek weet, soms laat dit jou skuldig voel, soms laat dit jou selfregverdig voel. Daar's mense wat, ons gaan nou kyk daarna, soms lief is daarvoor om die Bybel te gebruik, om homself, ek wil amper sê, te regverdig met wat hy doen. En dan is daar ook 'n gedeelte wat jou inspireer. Nou in Engels sê dit so mooi, hy sê, in everything, taste the condition of your heart. In alles, toets jou hart. Toets die motiewe van jou hart. Wanneer jy die woord van God hoor, toets jou motiewe. Ek weet baie keer, en in COVID het ons hierdie ding geleer, dat jy kan besluit na wat se preek jy wil luister. Jy kan besluit of hierdie vandag vir jou is, as die ou die eerste 2, 3, 4 lyntjies gesê het, en jy dink, nee, hierdie is nou nie vir my vandag nie, dan skiep jy vandag. Ek soek jy 'n ander ene. Iemand het nou die dag gegrap, toe sê hulle hoor daar's iemand wat by die huis lê Sondagoggende, en dan besluit hy, daar's so 5 verskillende kerke in Suid-Afrika, waarvan hy die preke nogal geniet, en dan besluit hy so wat die ene hulle nou vanoggend na wil luister. Toe sê hy, maar eintlik daai een wat jy nou glad nie na wil luister nie, dis heel moontlik die een wat die Here wil hê jy moet na luister. Maar Jesus kom vra vir ons, en die grootste en ergste van alles is, jy moet beheer oor jou hart hê. Jy moet. Daar's 3 skrifgedeeltes wat ek wil hê ons van kyk. Ek weet dit is klein, maar ek gaan dit vir julle lees. Spreuke 4 vers 20 tot 23 sê: My seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. Met ander woorde, probeer moeite doen. Wanneer iemand 'n kinderstorie vertel of iets van jou sê, as jy in 'n groep staan en jy hoor skielik iemand noem jou naam, dan neig jy jou oor. Jy staan in die groep, maar jy wil probeer, jy doen moeite om te wil hoor. Wat sê hulle? Ek sien dit die heel beste as dit by die skool kom. As hulle by die skool is, en iemand sê iets, dan kan jy sommer dadelik sien, iemand probeer so, en as dit lyk of jy luister, dan sê hulle, nee, ek hoor nie, ek kan niks hoor nie. Sê net vir 'n jong mens, luister, druk jy jou oor, jy mag nie nou hoor wat ek sê nie. Jy kan net sowel maar voor hom sê, want die kans dat hy dit nie gaan hoor nie, is amper onmoontlik. En dis wat hy hier probeer sê, hy sê, ek wil hê jy moet neig jou oor, doen moeite om te hoor wat ek vir jou sê. Iets in jou moet sê, maar ek wil hoor wat God sê. Vers 21, laat hulle nie wyk uit jou oë nie. So maak seker jy hoor dit, maak seker dis voor jou oë, maak seker jy sien dit, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jeremia 17 vers 9 tot 10 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Vers 10, ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, onthou jy die kielja tot in die diepste van jou diepste menswees. Hoekom doen hy dit? Om aan elkeen te gee na sy vermoë volgens die vrug van sy handelinge. Die laaste gedeelte, Markus 7 vers 18 tot 23 sê, en hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite in die mens ingaan hom nie onrein maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlik uit,
en maak al die voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want van binne, uit die hart van die mense, kom slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. En dan eindig vers 23 gaan sê hy, al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. En dis hoekom Jesus soveel klem op hierdie gedeelte van die saad praat oor die hart van die mens. Ek weet nie van jou nie, maar die oomblik is as jou hart ontsteld is, as jy seer het in jou hart, as jou hart gebroke is, dan moet jy ekstra versigtig wees wat jy doen, sê, hoe jy dinge sien. Ek het in die week met 'n jong seun gepraat, toe sê ek, die probleem is, omdat jou hart seer is, voel dit vir jou of almal en alles jou net te navel kom. Omdat jou hart seer is. Al verlang jy net na iemand, en daar's seer in jou hart, beïnvloed dit hoe jy alles sien en hoor. Partykeer bedoel iemand dit regtig nie snaaks of lelik nie, hulle sê dit nie is lelik nie, maar omdat jou hart seer is, kan jy dit maar opneem, en dan het ons hierdie manier om vir iemand te sê, nee, wel, jy moet dit maar hoor soos jy wil, jy weet, ek weet wat ek bedoel. En Jesus kom sê, ek wil hê wanneer dit by die Vader kom, by die woord van God kom, moet jy na jou hart kyk. En ons gaan kyk na die 4 verskillende harte in die kerk of in die Christendom. Die eerste een wat ons gelees het in Lukas 8 daarvan vers 11 is, hy sê in vers 11, dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders, die mense wat daar staan. So met ander woorde, die verskillende plekke, die rots, die waar tussen die onkruid geval het, dis die mense waarvan hy daar praat, die verskillende mense, die verskillende harte wat daar is. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Die heel eerste hart waarna ons kyk, is die verharde hart. En daai is 'n baie moeilike ene. As gevolg van seerkry, as gevolg van soveel dinge in jou lewe, het baie van ons, wat hulle maar altyd noem, hierdie mure om ons hart gebou. Sekere omstandighede laat jy net glad nie toe nie. Jy het sulke hoë mure gebou dat jy seker maak, sekere mense en sekere dinge kom nooit naby jou nie. En jy probeer jouself soms oortuig dat dit vir jou eie beswil is. Maar die eerste gedeelte waarvan hy daar praat in vers 11 en 12 is 'n verharde hart. Die verharde hart hoor die woord, maar dit het geen invloed op jou hart nie. Dit dring net nooit in nie. Jy hoor dit, maar dit bereik nooit jou hart nie. Jy hoor die woord van God, jy hoor preke dag na dag, maar dit het absoluut geen invloed op jou lewe nie. Ek grap baie keer en sê ons Afrikaner volk is oulik jong. Hierdie is daai enetjie wat ons sê, soos water van 'n een se rug af. Jy hoor dit en jy sit week na week daar, maar dit doen net absoluut niks vir jou. Dit raak nie eens jou hart nie. Mense stap uit en sê, ja, dit was baie mooi, en dan dink jy, nee, ek weet nie waarvan julle praat nie. Vir my was dit net weer eens. Was maar net nog 'n preek. Jy hoor week na week, preek na preek, maar dit verander nooit jou hart nie. Dit traak jou eintlik net glad nie. Maak nie saak of jy daai boodskapie luister of nie luister nie. Dit doen net regtig niks nie. Hulle besef nooit die waarde en die krag van God se woord nie. Nou ek onthou, toe ek so klein seun was, het my ma my net gedwing. Sondag was nie opsioneel gewees nie. Jy gaan kerk toe, punt, einde van die storie. Vir baie jare het ek gedink, dis my beste slaaptyd van my lewe.
En ek onthou, baie jare terug, my ma sit nog altyd so voor die kerk, toe lê ek so onder die bank, en Pastoor Swys de Kok is 'n man, ek dink daai tyd, ons was in die kerk gewees voor daar klankstelsels was, of voor die kerk kon klankstelsels koop, want die van julle sal onthou, daai manne praat so, jy sal hom tot daar onder in die dorp hoor, sonder 'n mikrofoon. En ek het heerlik gelê en slaap so onder die heel eerste bank, maar iewers het ek gehoor, hy sê, en as jou kind wil mou, laat hy kom lê en slaap in die kerk, maar laat die woord van God in sy hart ingaan. En vandag dink ek terug, en ek wonder baie keer, wat sou gebeur het, as my ma dit toegelaat het en gesê, ag wie, wat lê jy nou my so? Ek weet op daai stadium het ek presies soos hierdie gevoel, week na week na week na week na week het ek preke gehoor en ek dink, daar's so min wat ek kan onthou. Maar ek wil vanmôre vir julle sê, iewers het iets op 'n stadium in my hart gaan lê. Iewers het iets op 'n stadium vir my gesê, dis hoe dit moet lyk, dis hoe dit moet wees. Baie keer sê ek vir mense, miskien moes ek net leer hoe die binnekant van 'n kerk lyk. Of ek wou of nie. Miskien moes ek net kan sê, ekskuus ouens, my ma gaan kerk toe. Dis maar hoe dit is. Ek kan nie uitslaap Saterdaande nie, want Sondagoggend moet ek by die kerk wees. Ek het 2 of 3 weke terug vir ons streek al my 100% sonnaskool bywoningssertifikate gestuur. En terwyl ek hulle so scan om vir hulle deur te stuur, toe dink ek vir myself, ek wonder hoeveel van daai sonnaskool dae het ek gedink, alweer. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy sit soms met 'n verharde hart, en jy hoor regtig eintlik maar net niks nie. Jy's hier omdat iemand gesê het jy moet daar wees. Jy's hier omdat jy dink dis maar wat ons moet doen. En dis die eerste hart waarvan Jesus daar praat. Hy praat van mense wat werklik waar die woord hoor, die kragtige waarheid woord van God. Iemand het eendag gesê, as jy langer, en hy het nogal gevra, nou ek gaan nie daai vraag vra nie, ek wil nie enige iemand moet sleg voel nie. Hy vra in sy gemeente, wie is 'n Christen vir langer as 5 jaar al? En ek dink nie, al was enige iemand wat nie sy hand opgesteek het nie, en ek dink dit sal dieselfde volgende hier wees. Toe sê hy, dan neem ek aan dat ek vanoggend met die mikrofoon kan loop en vir elkeen vra om vir my sy gunsteling Bybelvers uit sy kop uit te sê, waar hy staan en. Hy sê, want jy kan nie vir my sê, jy's kind van God, maar jy ken nie die woord van God nie. Jy kan nie, dis onmoontlik. En die klem lê op, doen ons regtig moeite, ons lees baie keer elke oggend Bybel. En 15 minute later, kan jy dalk onthou, jy het iets van 'n saaier of iets gelees, maar jy kan eintlik niks onthou nie. En Jesus kom en sê, weet jy wat, ek wil jou kom vra, maak oop jou verharde hart, laat toe dat my woord indring en kom lê in jou hart, want oor 15 minute gaan jy iewers iemand raakloop wat nodig het, dat jy daai woord wat jy vanoggend gelees het, met hulle kan deel, wat nie vanoggend gelees het nie. Die tweede ene, vers 13 kom en sê, en op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor, en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in 'n tyd van versoeking, val hulle af. Die tweede ene, is die oppervlakkige hart. Soos 'n saadjie wat op daai rots val en die worteltjies en alles lê daar op die rots en is mooi. Jy hoor die preek en jy stap uit en sê, "Joh, vanoggend was nou goed gewees. Dit was nou rarig goed." Maar die oomblik as jy van die voordeur af tot by jou kar loop en die kar wil nie start nie, dan is daai woord gaan. Satan is weer los vanoggend.
Dis wat ons doen, en Jesus sê, ek kan nie verstaan nie, julle hoor my woord, en dan sê julle, wow, dis mooi. En die oomblik as daar bietjie uitdagings kom, dan is daai woord gone. Dit is asof hy op 'n rots gelê het, ontkiem het en so mooi blommetjie gemaak het, maar absoluut niks beteken nie. Jy hoor die woord en dit klink vir jou so mooi, maar dit gaan nooit dieper nie. Jy luister gewoonlik net na die gedeeltes van die preek of die skrifgedeeltes wat vir jou mooi is. As daar een vers is wat ons gelees het wat jy dink, ja, daai ene, dan onthou jy hom. Maar die ander 75, 85, 95% wat ons gelees het, wat jou aangespreek het en vir jou gesê het, jy kan nie dit nie, maak so, jy moenie dit nie, daai onthou ons nie. Ons onthou net daai wat sê, roep my aan in die tyd van benoudheid en ek sal jou uitred. Maar die ander 25 wat ons gelees het om te sê, gehoorsaam, moenie laat jou oor, neig jou oor na my toe, moenie laat jou oë af, daai mis ons. Dis asof daai saad op die rots val, dis sulke oppervlakkige geloof, dis geloof wat jy kan sê, geloof wat jy vir iemand maklik kan sê, ai man, weet jy wat, glo net man. Ek het nou die laaste 2-3 weke met 'n paar mense gesels wat vir my gesê, Dion, as iemand nou weer een keer vir my gaan sê, ek bid saam met jou, of ag man, glo net, dan gaan hy daai ou persoonlik iets aandoen. Hy sê, want weet jy wat, ek weet, hy bid glad nie saam met my nie, en hy sê dit maar net om iets te sê. Ek wil net vir julle sê, ons praat van Christen. Ek het myself, en ek het dit al baie in die gemeente gesê, 'n paar keer gekry om vir iemand te sê, ek gaan saam met jou bid. En dan die volgende oggend dan besef ek het nooit saam met hulle gebid nie. Daarom sê ek, daarom kom Jesus en sê, moenie dit net sommer so maak nie. Maak dan liewer tyd om net dan al is dit net in jou gedagtes, onmiddellik saam met hulle te bid. Maak dan seker dat dit nie is dat jy iets lig maak van Christendom nie. Die derde een lees ons in vers 14 wat hy sê, en wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en die woord word verstik en die sorge en rykdom en genietinge van die lewe ervaar en dan word dit ryp en dit dra net geen vrug nie. Die derde hart is die afleidingshart. Nou hierdie hart veg ons almal elke dag. Elkeen van ons. Hierdie hart is baie in vergelyking, daar was 'n fliek gewees, so 'n Up. Weet nie wie van hom gekyk het nie, en dan in die movie Up is daar so hond. Maar elke nou en dan is daar hierdie skorrel wat so vinnig gebeur, en maak nie saak wat gebeur nie, dan trek hy sy aandag dadelik af. Hy's besig hierso en die en dan skorrel, en dan sê gone. En baie van ons het so skorrel, so afleidingshart. Jy hoor die woord, maar as gevolg van al die afleidings van die wêreld, vergelyk jy die heeltyd die woord van God met omstandighede in jou lewe. Jy weet verseker, as jy hierdie en hierdie gaan doen, dan gaan hierdie paar vriende van jou nie tevrede wees nie, of jy vergelyk die heeltyd, as ek nou hierdie gaan doen wat ek nou voel in my hart, dan gaan daai inhoud dalk ongelukkig wees, of is die heeltyd besig om God se woord met al die uitdagings van die wêreld, jou eie gevoelens, allerhande goed op te weeg, die heeltyd deur. Jy probeer die heeltyd vir jouself sê, hoe kan ek 'n balans kry tussen God en ek wil amper sê ek en my begeertes en dit wat ek wil hê, want jy weet, die oomblik as jy God se woord gaan ervaar en wat hy met jou praat,
dan is al hierdie emosies daar. Miskien sê jy vanoggend, jy weet, dat as jy God se woord regtig gaan glo en toepas, gaan daai verhouding nie meer werk nie. Net in hierdie laaste week het ek myself weer herinner aan 2 mense wat ek persoonlik geken het. Een ou het baie jare terug in een van die gemeentes waar ek was, vir ons dromme gespeel. En hy het eintlik in soos hulle daai tyd genoem het, so rock tipe band, 'n jong ou dromme gespeel en op 'n stadium toe ervaar hy die Here praat met hom oor hoe hy die pa van sy huis is en nie die regte pa is nie, nie die regte man is nie en ontmoet die Here en hy sê hy gaan 'n klomp goed in sy lewe verander en hy's gedoop en al hierdie goede en so jaar en 'n half na hierdie journey van hom staan sy vrou een Sondagoggend op en sê vir hom, luister, ek kan nou net nie meer nie. So jy moet besluit, of jy gaan nou maar die Here dien soos wat jy glo reg is, of ek. Maar ek is nie meer, dit gaan nie meer so werk nie. En ek sal nooit vergeet toe hy na kerk daai Sondag vir my sê, sy het vir hom gesê, as hy van die kerk afkom, moet hy nou besluit. Of hy ontspan nou bietjie en raak weer mens, of sy loop. Een van die 2. En ek sê vir hom, maar ek verduidelik nie, wat wil sê, hy moet jy doen? Sy het reguit vir my gesê, hy kan kerk toe gaan en maak wat hy wil, maar sy gaan kuier. Sy gaan nie, hierdie is net vir haar te veel. En dan praat ons nie van iemand wat in die ekstreem gegaan het nie. Hy het net gesê, dit voel nie meer vir hom reg om allerhande goed te doen wat totaal groot goed, wat nie reg is nie. Ek wil nie eens een noem nie. Ons praat nie van iemand wat skielik iemand die hele tyd oordeel of niks nie. Maar jy gaan moet kies. En ons het regtig waar 'n pad probeer stap. Ek het al 1 of 2 keer gebel en vir haar gesê, maar kom praat met my, kom sê net vir my, wat is dit? Hoekom voel dit vir jou dat dit te veel is? Toe sê hy, nee, maar hy hou nie daarvan nie. As hulle net 'n fliek wil kyk, dan sê hy, nee, maar hy dink nie dis reg dat die kinders die goed kyk nie. Jarelang kyk hulle dit al. Nou skielik is dit verkeerd. Sy sê, nee, dit gaan nie werk nie. Hy moet nou maar kies. Of die Here of ek. En op die einde het hy vir haar gesê, ek wil hê jy moet weet, ek sal altyd die Here kies. En ek wil nie sonder jou nie. Ek het 'n belofte gemaak aan die Here vir wie ek lief is. So jy moet besluit. Dit is nie 'n maklike pad nie. Paar van ons sal dalk dink en sê, okay, ja, maar as jy nou jou huwelik wil red, ontspan maar net so bietjie. Kom ons seker 25 jaar terug, tot vandag toe nog, dank ek die Here dat ek nie in daai omstandighede sit nie. Want wat sou jy gedoen het? Wat sou jy gekies het? Jy hoor die woord, maar as gevolg van al die uitdagings, leef jy heeltyd in hierdie vergelyking. Jy hoor die woord, en jy vergelyk dit, jy gebruik die woord, om jouself soms te regverdig. Jy sit soms op 'n plek wat jy sê, okay, ek is al nie te bad nie, ek is so 50-50. Ek doen daarom hierdie goeie dinge, en ek lees daarom elke dag Bybel, so hierdie paar goed wat ek doen, is seker nou nie so bad nie. En onthou, ek wil julle net herinner, Jesus praat daaroor. Hy vra die vraag. Jy vergelyk gewoonlik, wie en wat jy alles moontlik sal verloor indien jy na die woord luister en die verandering aanbring. Jy gebruik soms selfs die Bybel om jouself te regverdig ten spyte van die feit dat jy weet dat die woord besig is om jou te oortuig van sonde, geregtigheid of oordeel. En die 4de een vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle dit gehoor het, die woord in edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Aanhou vrug dra. Die laaste hart is die vrugbare hart. Jy hoor die woord,
Die woord spreek met jou, oortuig jou, vermaan jou, bemoedig jou, inspireer jou en dwing jou amper om 'n besluit te neem om te wil verander. Die woord dwing jou nie, maar jy neem 'n besluit, jy voel maar ek kan nie net verder en langer so aangaan nie. Ek kan nie meer verder net tevrede wees met net die bietjie nie. Ek het voor die tyd in die bidkamer gebid en gesê, meeste van ons voel elke dag van ons lewe, as ek net kan langer vashou aan hierdie een ou stringetjie, as ek net deur vandag kan kom, as ek net môre, as ek net dit kan doen. En ek weet nie of jy dit besef nie, maar dis glad nie wat God vir ons bedoel het nie. Ons grootste probleem is, ons vergelyk die heeltyd. Jong mense, die ding waarmee hulle die heel meeste sukkel, tieners tussen 11 en 19 jaar is, hulle weet presies wat God wil hê ons moet doen. Maar dit is so moeilik, want ek weet dat hierdie klomp vriende, of dit gaan gebeur, of ek gaan gespot, of gedie, of gedaag, so wat doen ek nou? En ongelukkig is meeste Christene op hierdie aarde, Christene wat sê, kom ons maak net seker, ons het net genoeg van Christus in ons, en ons maak dan nou net seker, dat ons nou nie te ver afdwaal nie. As 'n vers in die Bybel wat sê, is jy dan warm of koud? Maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit. En dit is presies die moeilikste plek. En ek het al baie jare gedink, hoekom? En die eenvoudige rede is, iemand wat warm is, wat regtig die woord aanneem en probeer toelaat dat hy op week na week verander, is een ding. As iemand regtig koud is, kan jy op 'n plek kom wat hulle noem op die laagste van jou lewe is, sodat God jou kan optel. Maar die gevaarlikste plek waar 'n Christen kan wees, is op 'n oppervlakkige plek, op 'n plek waar jy regtig waar met al hierdie afleiding sit en jy meet die heeltyd alles op teen God se woord. God se woord is nie daar om jou net beter te laat voel nie. Dit gaan jou uitdaag. Die Engels sê dit, it will challenge you. Ons sê die mooiste sê goed, as 'n droom, iemand het al so baie keer, mense het al so baie keer gesê, as jou droom jou nie bang maak nie, dan is hy nie groot genoeg nie. As jy iets wil doen en dit voel nie vir jou dag 1, hierdie voel bykans onmoontlik, dan wil ek hê jy moet nog bietjie harder droom. Die hart wat vrug dra, glo die woord van God. Jy gryp dit vas, jy bære dit in jou hart, en jy maak seker dat jy self verandering in jou eie lewe kan sien. Jy maak seker dat jy verandering sien. Jy weet tog in watter area jy daai verandering moet maak. Jy kyk na 'n paar maande of 'n jaar terug en jy kan definitief sien dat daar groei in jou lewe was. Jy kan terugkyk jaar na jaar en sien hoe jy hierdie pad met die Here gestap het. Jou hart begin skielik breek vir dit waarvoor Jesus se hart breek. Jy begin skielik al meer en meer kyk soos wat Jesus kyk. Wanneer jy nou die boemelaar langs die pad sien jy nie die ou wat jou irriteer en probeer kyk wat jy aan hom kan doen om hom weg te jaag, soos 'n sleg hond nie, maar beskielik bevind jy op 'n plek wat jy vir jouself vra, ek wonder wat het gebeur. Skielik bevind jy op 'n plek wat jy net in jou hart vir hom bid in plaas van hom te veroordeel. Amerikaanse prediker het jare terug gesê, toe hy so verby 'n man ry wat op die straat bly, toe sê hy, that could have been me if it wasn't for the grace of God. Dit kon ek gewees het, as dit nie vir die genade van die Here was nie. Ek wat baie te doen het met mense wat op straat bly, weet presies wat dit vir hulle veg om op te staan.
Die eerste ding wat hulle nodig het, is 'n vriend of twee, wat bereid is om die pad saam met hulle te stap. Dis die eerste ding wat hulle nodig het. Hulle het nie nodig dat jy langs hulle stop en vir hulle sê, ja, jou sleg. Hulle het nie nodig dat jy vir hulle sê, die Bybel sê so en so en so. Hulle het nie nodig nie, want hulle weet dit. Hulle weet wat sê die Bybel. Hulle het iemand nodig wat bereid is om langs hulle te gaan sit en te sê, ek sal hierdie pad saam met jou stap. Ek sê nie doen dit saam met elke liewe een wat jy sien op straat bly nie. Ek sê jy maak jou hart oop sodat God een persoon op jou hart lê met wie jy bereid is om 'n pad te stap. Ons het al baie vir mekaar gesê, een kan nie almal help nie, maar almal kan een help. Elke een van ons wat hier sit, besef jy dat as hierdie groepie wat vanoggend hier sit, in die volgende maand besluit, daar's een persoon in Koster wie ek gaan help, het ons basies eintlik almal 1 maand gehelp wat op straat bly. Net uit hierdie klein groepie uit. Skielik is dit vir jou baie belangriker dat mense God sal sien as jou eie ego. Jesus het self gesê om goeie vrug te dra, want 'n boom wat nie goeie vrug dra nie, beteken niks vir hierdie lewe nie. So ek wil afsluit en vir jou vra, waarmee veg jy in jou lewe? Waarmee vergelyk jy jou Christendom? Wat is vir jou so belangrik dat jy vir jouself sê, ek weet dis wat ek moet doen, maar ek weet nie of ek die wil verloor nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, en dis wat baie mense vir my sê, jy gaan dalk nie, ek weet nie, jy gaan dalk nie die hemel mis nie, jy gaan dalk nie. Maar jy's nie net 'n Christen om hemel toe te gaan nie. Jy's Christen en kind van God, om God se hart op hierdie aarde uit te leef. Jy's disipel van God, en Jesus het jou gevra, gaan dan heen en maak disipels. Gaan dan heen en leef jy so, dat die wêreld na jou sal kyk en sê, sjoe. As ek vanmôre moet vra, wie van ons hier, wie van ons wat hier sit, kry nie ook soms so irriterende gevoel as iemand vir jou sê ek's 'n Christen nie, dan dink ek almal van ons gaan so voel. Daar's baie besigheidsmanne wat al vir my gesê het, iemand moenie eens vir hom sê hy's 'n Christen nie, want dan vertrou hy hom nog minder. So 'n besigheidsman of 'n verkoopsman of iemand by jou kom en hy wil jou oortuig om iets by hom te koop en sê, weet ek is 'n Christen, ek doen dinge eerlik. Doen jouself 'n guns, neig jou oor 'n bietjie as iemand so iets sê, dan kyk jy na almal se gesigte om hom. Ek het so 'n paar weke terug in Rustenburg toe ons by 'n plek instap. Toe sê die ou, ek sal dit nooit doen nie. Ek is 'n Christen. Almal wat agter daai toonbank gestaan het, het soos een man so gedraai. Toe dink ek vir myself, joh, ek sou graag 'n sent wou betaal vir elke gedagte. Jy's nie 'n Christen om 'n skouerklop te kry nie. Jy's nie 'n Christen om beter as ander te dink jy is nie. As jy kind van God is, beteken dit jy het God se hart aanvaar. En jy het aanvaar om God se hart uit te leef. Jesus sê, wat se hart het jy? Die verharde hart, waarop die woord net absoluut geen invloed het nie, maak nie saak, die siekte toestand, die probleme waarin jy sit, het jy maar aanvaar, ek sal nou maar net vir ewig aan jou sit. Die oppervlakkige hart, wat die woord hoor, is so mooi, maar het word so maklik by jou weer gesteel. Die afleidingshart, wat heeltyd vergelykings tref, tussen moet ek nie, hoeveel moet ek nou vir die Here luister, hoeveel moet ek verander, of die laaste hart wat sê, ek wil hê dat mense na my sal kyk en sien, dat ek Jesus lief het. Kom ons sluit die oë. Here, ek wil vandag vir u kom sê, dankie vir u woord.
Dankie vir hierdie gelykenis wat Jesus met elkeen van ons kom deel het. Dankie dat Jesus, wat ook God was, die mens so goed geken het en elkeen van ons vandag nog so goed ken, dat hy weet ons sit ook met hierdie harte. Ons sit ook soms met 'n verharde hart wat die woord van God hoor en omstandighede, siekte toestand of probleme of ons hoor, maar dit net geen invloed nie. Dit raak nie meer ons hart nie. Dit bring ons nie op 'n plek wat ons sê, maar ek gaan moet die Here vasgryp, maak nie saak wat nie. Ons sit soms met 'n oppervlakkige hart, Here, wat ons oggend na oggend die mooiste Bybelgedeeltjies hoor. En is so mooi. Maar 10 minute later, dan kan ons nie eens onthou wat ons gehoor het nie. Ons sit soms met 'n hart wat so maklik mislei en wat die afleidings, sodra iets gebeur, dan is ons aandag weg. Ons stap hier uit en ons gaan neem 'n besluit om te sê, daar's 1 of 2 dingetjies wat ek in my huis, in my lewe, in my hart, in my geloof, en wat ook al dit mag wees, so bietjie gaan moet verander. Maar nog voor ons 'n definitiewe plan in plek kan sit en die vasgryp daarvoor, dan het daar iets weer gebeur wat ons aandag aftrek en ons onthou miskien môre daarvan, maar ag, miskien ander dag. Miskien ander keer. Miskien is ons so bang dat ons alleen gaan wees, dat ons nie goed genoeg gaan wees nie. Daar's soveel afleidings, daar's soveel verskonings en leuns wat die vyand in ons hart wil kom plant om ons te laat kom twyfel dat hierdie van God af is. Maar ek bid, Here, dat ons die woord sal hoor, dit sal vasgryp, sal vertrou, dat ons ore sal neig om u stem te hoor, dat ons oë sal vul om gereeld in die woord te delf, Here. Ek bid dat U ons sal help, dat ons die hart van Jesus sal ontdek, maar ook sal uitleef. Ek dank U, Here, vir 'n gemeenskap en 'n gemeente waar ons mekaar kan aanmoedig en ondersteun, dat dit nie gaan oor wie die beste is nie, maar dit liewer sal gaan oor wie die nederigste is. Hier op aarde probeer ons soms net ons eie veg, ons eie stryd, ons eie geveg veg. Maar ek weet ook, soos daai lied sê, die dag as ons in die hemel is, sal hy ons roep en sê, dankie. Dankie my kind, dankie my seun, dankie my dogter, dat jy bereid was om neer te buig. Om die een wat sonder huis, sonder klere, sonder kos was, nog steeds te probeer help. Dankie, ek weet jy het soms moedeloos geword, ek weet jy soms gevoel, hy waardeer dit nie, hy verdien dit nie. Selfs nadat jy uitgevind het dat dit alles sy eie skuld is, hoekom hy is waar hy is, het jy nog steeds hom lief gehê en hom nog steeds gewys dat ek hom lief het. Dit vat groot geloof om die hart van Jesus uit te leef. Maar ek bid, Here, help ons asseblief. Help ons om Jesus uit te leef elke dag. Hoe ook al U wil hê ons moet. Mag U woord ons vasgryp, ons skud en ons lewens verander, ons harte heel maak in Jesus naam. Amen, amen. Die Here seën.